gesê, aansien dit vandag Vadersdag is, het ek dalk nou meer 'n boodskap hier te lees vir die maas van die gemeente. So, jy moet mooi luister. Moenie dink, jy weet altyd die beste. Nee, dit is eintlik so moeilik. Dit is 'n toepassing op ons almal van die oudste paar tot die jongste kinders. Ek lees vir julle Spreuke 3, vers 5 tot 7. Moenie dink jy weet altyd die beste nie. Begin eerder elke dag weer van voor af om die Here lief te hê. En los tog al die slegte en verkeerde dinge. Vertel die Here alles waaroor jy dink, alles wat jy wil doen, dan sal jy sien hoe hy jou help. So 'n lewenshouding sal jou baie gelukkig maak. Ons lees saam uit Matteus 6, vers 25 tot 34. Waarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor julle daaglikse lewe. Wat julle sal eet of drink, of oor julle liggaam. Wat julle sal aantrek, is om te lewe nie baie kosbaarder as kos en is 'n mens se liggaam nie baie kosbaarder as die klere. Hou die voëls in die lug op. Hulle sal nie hulle oes nie. Hulle saai nie, hulle oes nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan julle hulle kos. Besef julle dan nie, dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie. Kan al julle bekommernis, julle lewe, 1 sekonde langer reg? Vanselfsprekend nie. En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor? Leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in die dom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle self klere te maak nie. En tog sê ek vir julle, selfs Salomo in al sy glorie, wie so pragtig aangetrek sou een van hulle as God dan die veldplante wat vandag daar is en môre verbrand word, so mooi aantrek, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie? Is julle geloof dan so klein? Maar, moet julle dus nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek? Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle heel eerste prioriteit. Dan sal God vir julle al
sal sy eie bekommernis bring. Vandag, sy moeilikhede is vir eendag heeltemal genoeg. Baie dankie Tom en Toby. Jy sal agterkom het dat die woord wat hulle gelees het en die woord wat op die skerm is, was nie presies dieselfde nie. Ek het die 83 weergawe op die skerm gehad. Toby, wat het jy uitgelees? Was dit die nuwe vertaling? Die boodskap. En die ander twee was uit die boodskap gewees. So, dit klink so bietjie anders, maar dit is baie keer lekker om die woord bietjie anders te hoor. Want dan kan ons weer dink, wat het ons nou net gelees? Waaroor praat God met ons vandag? En so vandag is Vadersdag. En ek wil graag oor Vader God praat vanoggend. En Vader kan ons gebruik as 'n, elke letter gebruik as 'n woord. Vertrou op die Vader, almagtige Vader, deurdingende liefde, ewige Vader, regverdige Vader. Vanoggend gaan ons stil staan by vertrou op die Vader. Nou ek het 3 seuns nodig om my te help om hierdie preek te help preek. OK, so ek wil graag 3 van julle sterk manne kan opkom en my kom help. Dankie. Okay, wat is jou naam? Andrei, Nicholas, Edith. Ek gaan vir Edith vra in die middelpost. Okay? Nou moet ek vra dat julle asseblief nie vir Dr. Pieter wegneem, okay? Want julle gaan met my vertrou wat ons nou gaan doen, okay? Verstaan jy? Weet jy wat jy gaan doen? Nee, sê bang. So bietjie. Is jy bietjie skrikkerig? Okay. So ek wil jy moet so staan, okay? Jy moet so staan, en jy moet so staan. En wat jy gaan doen is, jy gaan agteroor val. En net met jou val. Nou raak jy bietjie banger of nie. Oh, okay. So asseblief val agteroor en dan kan jy tussen. Okay. Wat is dit? En nou, jy gaan nou vir gaan jy val. Dit is so, okay. So jy gaan vorentoe val, okay? Val. Hoe het jy gevoel toe jy iemand moes val? Was dit okay? Weet jy skrikkerig? Nee, hoe het jy gevoel? Skrikkerig, ja. Dankie seuns, klaar. Ons lewens is baie soos hierdie speletjie. Baie keer kan ons lewens in ander mense se hande gevat en hulle kan doen wat hulle wil met ons. Hulle kan ons opvang of ons laat val. En ons het 'n besluit wat ons moet doen met mekaar se lewens. As ons kyk na Vader God, die vraag wat ek graag vir ons wil vra vanoggend is, vertrou ons op God? Of is ons ook so bietjie skrikkerig om op God te vertrou? 'n bietjie dink daaroor. Vertrou ons regtig op God? Of is daar dae wanneer ons bietjie twyfel, is God 'n werklikheid? Is God regtig in beheer van my lewe? Of wil ek lieweste my eie lewe in my eie hande neem, want dan het ek beheer oor dit wat aangaan in my lewe?
Baie keer gaan dit oor wat ons dink. Hoe dink ons oor God? Is Papa God 'n God wat in die hemel daar sit en afkyk na ons en as ons een tree uit sit wat ons nie moet sit nie, dan gaan hy ons piets? Of is God 'n God wat sy hande uitreik na ons toe en sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Wat 'n beeld het ons van God? 'n God met 'n sambok in sy hand, en ons stel die hele tyd net piets wanneer ons kwaad doen? Of is God 'n God met oop hande en sê ek ontvang jou as 'n eregas by my tafel? As ons denke reg is, as ons reg dink oor God, dan kan ons maklik agteroorval en ons kan maklik in sy hande vasgehou word en hoef ons nooit bang te wees nie. Die Vader gaan vooruit en hy bepaal vir wanneer en waar en hoe ons lewenspad moet wees. Maar ons het 'n keuse. Vertrou ons God en sê, Papa God, ek gaan my oë oprig na U toe en ek gaan stap waar U wil hê ek moet stap. Geloofstap is nie maklik nie. Partykeer gebeur dinge in ons lewens wat ons geen beheer oor het nie. Miskien het ons werk verloor. Miskien het ons 'n huweliksmaat verloor. Miskien het ons 'n pa of 'n ma verloor. En ewe skielik is ons hele lewens uitmekaar uitgeruk. En dan wonder ek, waar is God in hierdie seer? Kan God regtig vertrou word? Maar jy sien, ons verstaan nie altyd hoekom God toelaat dat negatiewe dinge op ons pad kom nie. Maar daai negatiewe dinge is nie daar om ons 'n pak slaag te gee nie, maar ons geloof te versterk, sodat ons weet God is by ons en hy sal ons nooit verlaat nie. Wanneer ons in dinge glo, wie van julle bestuur 'n kar? Glo julle in 'n kar? Glo julle dat julle motor julle van punt A punt na punt B gaan bring? Is julle seker julle motors gaan julle daar bring? Wel, partykeer, wat met my gebeur, ek vergeet om brandstof in te sit. En daar staan die kar. Hy gaan nêrens nie. So ja, ons kar behoort ons van punt A punt B te bring. Maar as tye wanneer die dinge wat ons van vasklou, ons in die steek laat. Matteus sê vir ons moenie bang wees oor môre nie. Ons moet nie bekommerd wees oor dit wat aangaan in ons lewens nie. Van God sal voorsien. Ek weet nie van julle nie, maar as ek na my bankstaat gaan kyk en dit lyk nie so wonderlik nie, en dit begin amper in die rooi ingaan en ek wonder, hoe gaan ek dit maak? Gaan ek hierdie maand deurkom? Jy sien, dan vertrou ons op ons bankstaat en ons vertrou nie op die Here nie. Van baie keer 1 en 1 plus 1 en 1 is nie altyd gelyk aan 2 in God se boekhouwêreld nie. Baie keer is 1 en plus 1 is partykeer 5 vir God. Van baie keer doen God die wonderbaarlikste goed in ons lewens. Wanneer ons dink, ons gaan dit nie maak nie, kom God
En hy bring iemand in ons pad, en iemand wat ons sal help, om deur daai struikelblok te kom, en ons gaan aan met ons lewens. In my praktyk as 'n beraader, een van die groot dinge wat na my toe kom is spanning, depressie, angs. Weet nie of dit so is met Dr. Pisa nie. Maar meer en meer mense begin nou angstig raak. Meer en meer mense begin gespanne raak. En baie mense is depressief. Want as ons om ons kyk, lyk die wêreld so bleek en so donker, en ons voel ons kan nie meer nie. Vriende, dit is wanneer ons op God moet vertrou. Dit is wanneer ons laste vir God moet gee, en vir God sê, God, ek kan nie, maar U kan. Ek verstaan dit nie, maar ek gaan my vertrou op U sit, sodat U my kan help om deur hierdie moeilikheid tye te kom, sodat ek kan vas staan op U woord. En ek weet ek gaan deur dit kom. Ons moet op God vertrou. Om dit te kan doen, moet ons oë gefestig word, ons oë moet vasbly op Jesus Christus. Wanneer ons oë op Jesus gefokus is, dan kan ons op die Vader vertrou. Maar die oomblik wanneer ons oë op die wêreld of die dinge van die wêreld plaas, dis baie keer wanneer ons val en ons struikel en ons wil nie weer opstaan nie. So hou ons oë op Jesus en dan gaan ons geloof versterk en dan kan ons weet, God sal ons nooit verlaat nie. Ons kan op God vertrou. God het elkeen van ons baie lief. En elkeen van ons is God se kinders. En omdat hy 'n Vader is, weet hy wat sy kinders nodig het. En hy sal vir ons die beste kan gee, sodat ons op hom kan vertrou vir alles wat ons nodig het. So Papa God is iemand op wie ons kan vertrou, want hy is die skepper van die heelal. Elke voeltjie wat fluit, elke plant wat groei, alles wat ons sien om ons, help ons onthou dat God in beheer is, en hy is in beheer van u lewe en myne. So ja, laat ons soos Edrik wees, en net agteroor kan val, en God sal ons vang, ons kan vorentoe vang, en ons kan gevang word, want God sal ons nooit in die steek laat nie. So mag ons uitgaan in die week, en mag ons op God vertrou, vir alles wat ons nodig het. Amen. Laat ons saam bid. Dankie Vader God, dat ons op U kan vertrou. Dankie dat U ons geloof versterk, sodat ons kan in hierdie lewe kan leef saam met U. Ons bid dat U ons sal help, ons oë op U te fokus, sodat ons nie sal struikel of val nie. Ons bid vir die wat sukkel met spanning en woede, depressie en angs. Ons bid dat U hulle sal verlos van hierdie seer, sodat hulle op U kan vertrou vir alles wat hulle nodig het. Ons bid vir die wat rou, ons bid dat U hulle sal troos en versterk in hulle seer. Ons bid vir elkeen wat hier sit. U ken ons harte, U ken ons behoeftes. Mag ons op U vertrou, liewe Heer,
vir ons daaglikse brood. So ons gee onsself oor aan U. Ons vra in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.